Ons sluit hierdie oor. Here, baie dankie vir vandag. Dankie dat U elkeen van ons geseën het met 'n nuwe dag. Here, dankie dat, soos om Daan gesê het, dat elkeen van ons 'n keuse het en dat ons hier wil wees. Here, my gebed is dat U vanoggend met ons sal wees. Heilige Gees, dat U ons harte oop sal maak. Dat U ons ontvanklik sal maak. Here, dat U my lippe sal seën. Dat U hierdie boodskap wat U op my hart gelê het, sal deurgee, soos wat U wou gehad het. Ek moet dit doen. Wees met ons. Ek dank U in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel, goeiedag en weer eens baie welkom by vandag se diens. Laasweek het ek met julle gedeel oor die onderwerp om geloof te hê. En ons het die skrif gevind in Hebreërs 11 vers 7 wat vir ons gesê het, dink ook aan Noag. Hy het geglo wat God vir hom gesê het. En het in alle erns 'n skip gebou om sy familie te red. Gelowig het hy geluister en gedoen. Al was daar nog geen teken van reën of oorstromings wat sou kom nie. Sy geloof het duidelik gewys hoe ongelowig die ander mense was. En daarom kan hulle nie nou verskonings maak nie. Noag het gewys dat vertroue op God 'n mens vrymaak voor God. En ek het 3 vinnige punte genoem hoe ons Noag se geloof vandag kan sien. En die eerste een was, verdien die luister na die Here se waarskuwings wat nog nie gesien is nie. En hier het ek genoem dat Noag, as ons die woord gaan kyk, toe Noag die opdrag gekry het van God om die ark te bou, het Noag nog nooit reën gesien nie. Dit het nog nooit gereën nie. So hy het nog nooit reën gesien nie. Maar toe die Here vir hom sê om 'n ark te bou, het hy dit gedoen. En ek het gevra, wat het die Here al vir jou gesê om te doen? Want ek glo dat soos wat ek vanoggend voor julle staan, dat die Here al iets vir julle gesê het wat julle moet doen. En ek het hier geskryf ook byvoorbeeld, as iemand die Here se naam uitelik gebruik, sê jy vir daardie persoon om dit nie te doen nie. Of is jy bang of te skaam om dit te doen? En die tweede punt was gewees, die bereid is om te beweeg met goddelike vrees. En hier het ek genoem dat Noag die Here gevrees het. Maak nie saak wat sy bure of iemand anderste van hom gesê het nie. Maak nie saak, hy het nie geluister na ander mense nie. Hy het nog steeds die Here gevrees. En ek het ook genoem dat ek en jy, wie Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser, nie meer kan maak soos ons maak nie. Ek en jy kan nie meer doen soos wat ons doen nie. Ons kan nie meer die ou selfde bly nie. Ons moet nuut wees. Die derde punt, die vir hulle self en hulle gesinne regmaak. En hier het ek genoem dat dit Noag 120 jaar geneem het om die ark te bou. En ek het ook gesê dat God ons geseën het. Ek en jy hoef nie 'n ark te bou nie. Ons het 'n klomp reën gehad. Maar dit was nie nodig gewees vir my en jou om 'n ark te bou nie. Jy sien, en ek en jy moet leef. Ek en jy moet 'n voorbeeld wees sodat die mense kan sien hoe leef ons as wedergebore kind van God. En deur dit kan ons families, ons kan mense verander, ons kan mense nader aan God trek, deur net die manier hoe ek en jy leef. Ja, vandag wil ek 'n boodskap deel oor hoe om 'n persoon na God se hart te word. En hier het ek ook gedeel Sondag, toe ons so huis toe ry, gewoonlik as ek hier uitry en ek ry op die pad en ons draai daar by Odendaelsrus, is my eerste vraag. My eerste vraag begin al voordat ek hier by hierdie hek uitry. Dan kyk ek die wond so, as ek daar stop, dan sê ek vir, hoe was die boodskap? Want sy weet nie waaroor ek praat nie. So my eerste kritiek wat ek kry ek hier buite by die hek. Nou as ons so draai daar by Oudie op die draai, op pad terug Kroonstad toe, dan begin ek al te dink, dan dink ek na aan die woord wat ek met julle gedeel het. En so laasweek Sondag toe ons so ry, begin ek so te dink aan hoe die diens gegaan het en waar ek miskien verbeter het of waar ek kon verander het. En dan dink ek ook,
wat gaan ek volgende Sondag met julle deel? Jy weet, so ek begin om klaar te bid en sê, Here, asseblief, help my. Sondag moet ek weer 'n boodskap bring. En soos wat ons ry, praat die Here met my, en die Here lê soos onmiddellik, man, ons is skaars om my draai, ek dink nie eens 'n kilo daar waar hulle bou in die link, ons was nog nie eens daar nie. Toe lê die Here die gedagte in my hart, Dawid, 'n man na God se hart. Weet jy, ek begin en ek dink so ver soos wat ons ry, dink ek hier aan, Dawid, 'n man na God se hart. En as ek julle vandag sou vra, as julle dink aan Dawid, wat is die eerste ding, die eerste gedagte, wat by julle sal opkom? En ek het hier geskryf, julle sal moontlik vir my sê, Dawid en Goliat. Onmiddellik, want dis hoe ons geleer het, Dawid en Goliat. En dan dink ons aan die moeilikheid wat hy gemaak het met Batseba. Sy roeping as 'n jong man en die moeilikheid wat hy gehad het met koning Saul en Absalom. As ook die awesome vriendskap wat hy gehad het met Jonathan, koning Saul se seun. Maar julle sien, wanneer God aan Dawid dink, sê die woord vir my en jou, en dis nie Ou Testament nie. Julle kan dit gaan kyk. En dis ons skrif, Handelinge 13 vers 22 in die NLV. Dis Nuwe Testament. Sê die woord vir ons, nadat God hom verwyder het, en dis koning Saul, nadat God hom verwyder het hy Dawid vir hulle as koning voorsien. Van hom het God getuig, ek het Dawid, seun van Isaai, gekry. Daai het ek gehighlight. Hy is 'n man na my hart. Hy is 'n man na my hart. Hy sal alles doen wat ek wil hê. En ek het hier ook geskryf, is dit nie awesome woorde nie? Dawid, 'n man na God se hart. En kan ek vandag vir julle sê, dat ek bid dat elkeen van ons wat 'n pad stap saam met die Here, elkeen van ons wat vandag hier sit en wat luister na hierdie woord, dat ek bid, ons doelwit is om geken te word. En ek het my eie naam hier ingesit, Brett, 'n man na God. Yvonne, 'n vrou na God. En ek wil hê vandag dat jy jou naam daar sal insit. Andries, 'n man na God se hart. Jolanda, Tannie, 'n vrou na God se hart. Nou wil ek 3 vinnige punte met julle deel, hoe ek en jy dit kan doen. Die eerste een is, soek die teenwoordigheid van God. Julle sien, Dawid het God se teenwoordigheid gesoek, van sy kinderdae af. In Psalm 42 vers 2 in die NLV sê die woord vir ons, en hierdie ook, baie keer word hierdie woord ons gebruik op begrafnisse. Maar vandag hou ons nie begrafnis nie. Vandag wil ek hê dat julle moet uitsien. Julle moet uitsien na julle lewe wat God vir julle het. Laat jy ook 'n persoon na God se hart genoem kan word. Psalm 42 vers 2 in die NLV. Soos 'n wildsbok, ek raak opgewonde, ekskuus. Soos 'n wildsbok smag na water, so smag ek na U, o God. As ek vandag vir jou vra, smag jy regtig na God? Smag jy regtig na God? Of smag ek miskien na 'n lekker ete vanmiddag? Dan sien ons ook in Psalm 16 vers 11 en die NLV sê die woord, U wys vir my die lewenspad. In U teenwoordigheid is vreugde en aan U regterhand is daar baie blydskap vir altyd. So Dawid sê vir my en jou, dat in God se teenwoordigheid sal ons vreugde vind en ons sal blydskap ervaar. En kan ek sê ook, Dawid het aangejag.
My boetie, my sussie, Dawid het aangejaag. En kan ek vandag vir julle sê, Brett England jaag ook aan. Ek jaag ook aan. Elke dag van my lewe jaag ek aan. Jy sien, Dawid het aangejaag toe hy oorspel met Batseba gepleeg het. En hy haar man laat vermoor het. Kan ek vandag vir julle vra, is die enige moordenaars vandag tussen ons? Kan ek julle vra? Kom ons los die ander een. Maar julle sien, Dawid het onmiddellik geweet dat hy aangejaag het. En Dawid het onmiddellik berou getoon en hy het na die Here toe gedraai en gesê, Here, vergewe my. Jy sien, as God 'n persoon kan vergewe wat moord gepleeg het, 'n persoon kan vergewe wat oorspel gepleeg het, wat kan hy vir my en jou doen? Wat se sonde is te groot om 'n pad saam met God te stap? Psalm 51 vers 11 en 12 in die boodskap. Moet nooit weer dink aan die verkeerde dinge wat ek gedoen het nie. Dis Dawid wat met die Here praat. Moet nooit weer dink aan die verkeerde dinge wat ek gedoen het nie. Vat alles weg uit my lewe wat nie reg is in u oë nie. Maak my opreg, God. Kom ek stop daar. Het ek en jy al gebid en gesê, Here, maak my opreg. Vat dit wat verkeerd is. Vat dit uit my lewe uit. Maak my van kop tot tone nuut, sodat ek kan vasstaan. Moet my nie van u af wegstoot nie. Jy sien, en kan ek sê, God stoot ons nie van hom af weg nie. Ek en jy los God se hand. Ek en jy draai weg van God af. Jy sien, dit is hoe ek en jy ook moet wees. Ek en jy moet weet dat sonder God ons absoluut niks is nie. Dat ek en jy hier is vir God. Jy sien, Moses het ook gebid in Eksodus 33 vers 15 in die boodskap. Asseblief sê Moses vir die Here, as u nie self saamgaan nie, moet u ons glad nie hier vandaan af laat weggaan nie. Jy sien wat Moses gesê het is, Here, ek gaan nie die plek verlaat nie, want as u nie saam met my gaan nie, gaan ek net bly waar ek is. En weer eens die vraag, vat jy God saam met jou waar jy gaan? En weer eens, dink ek en jy dat ons God kan toemaak, laat hy nie sien wat ek en jy aanvang. Doen ek en jy dinge, gaan ek en jy na plekke toe wat ons dink die Here is nie daar nie. God knows everything. Die tweede punt. Bestudeer God se woord. Julle sien, Dawid het daarvan gehou om God se woord te bestudeer. Dit is dan ook Dawid wat meeste van die psalms geskryf het. En Dawid het ook die Here se gebooie gehoorsaam. Ons weet dat hy een keer gefaal het, maar Dawid het onmiddellik teruggekeer na God toe. Kan ek julle vandag 'n vraag vra? As julle faal, we are not perfect, is ek reg? We are not perfect. Ons almal maak foute in die lewe. Kan ek jou vandag vra, as jy 'n fout gemaak het, gaan jy aan en aan en aan om daai fout te probeer regmaak? Of draai jy na die Here toe en sê, Here, asseblief help my. Here, asseblief help my. Of los jy dit net? Jy sien wel, ek wil deel voordat ek iets aanpak. En dit moet wees soos ons almal. Ek in die naweek moes ek ons elektriese heining, die drade was te kort gewees en ons het 'n plan gemaak en op die einde van die dag hier 1 uur in die oggend met die klomp reën, hoor ek net hoe klap die elektriese heining
en dan kom ek al buite en dan is dit 'n hottentotsgod wat op die elektriese draad en dan short hy uit en dan shine. Of ek kom daarso en dan is die mossie nog daar, want die live draad het ons nou omgeruil, dan is die mossie daar. En ek het net besluit, wat ek kon door nie, maar ek kon teiken nie. En Vrydag toes ek nou daar besig en maar voordat ek gegaan het, toe bid ek, Here asseblief help my. Dat ek net hierdie drade op die regte manier en hier so reg kom en al daai dinge kom en. En soos wat ek werk spyker, jy weet, ek het die masjien afgesit, want gewoonlik as jy hom vat, dan sit jy so 3 been terug en dan jy on your jack, maak het alles afgesit. En ek moes 'n kabeltjie ruil om die 2 drade by mekaar te las of wat ook al, en soos wat ek voel ek maar, hier kom nog steeds krag deur. As ek kom so, op 'n stadium toe ek hom so vat, toe los ek al die spanners van toe piets hy. Dus ek binne in die huis in en ek kyk, ek sien nee, Yvonne het nie die boks aangesit net om. Hy's nog af. Klein en simpel, hoor mooi. Klein en simpel. En die Here sê vir my, maak net jou groot hek, maak nie die hek oop, want hy het mos stukke penne wat ek indruk so die hek het, en ek is daar doen, ek maak nie die hek oop, en toe ek die hek oop maak, toe daar Ernest toe, man, to's everything alright. Soos wat ek omstap, kom ek agter, my buurman het ook elektriese heining, maar agter in die hoek by my erf, het sy heining geraak aan daai draad wat my so gepiets het na so die hele tyd. En met die hek wat toe was, toe breek die stroom ook nie, so uit my wakker gemaak daar elke keer. Jy sien 'n klein simpel dingetjie. Klein, simpel dingetjie wat ek gegaan het en vir die Here gevra het, Here asseblief help my. En nie net dit nie, ek moes 'n klomp dinge by die huis doen en elke ding het ek die Here gevra, Here help my. Dis iemand sonder die Here sou gesukkel het en ek sou kwaad geraak het en ek sou miskien drade geknip het wat ek nie moes geknip het nie. Ek sê maar elke keer vra ek die Here asseblief, Here help my, laat ek dit reg doen. Ja, en hy het my gepiets. Hy het my gepiets. Jy sien die Bybel, en julle weet, die Bybel is die boek van die lewe, en ek het dit al baie keer hier gesê, as ek 'n nuwe laptop koop, of as ek 'n nuwe apparaat koop, 'n nuwe koffiemasjien, dan lees ek mos die manual om te kyk hoe dit werk. Is dit nie so nie? Hierdie is my en jou lewensmanual. Hierdie is my en jou lewensmanual. Jy weet met jong kinders, ons almal gesê, daar's nie boeke geskryf hoe ons dit reg moet doen en hoe ons dit verkeerd moet doen. Waar is die maas? Daar's nie boeke geskryf om te sê, jy moet so maak, as jou kind so maak, dan moet jy so maak nie. As jy so maak, gaan jou kind so maak of so. Ja, daar's 'n klomp boeke geskryf, maar daar's nie een manual wat sê, jy moet so of so nie. Hier is die manual. Buig 'n boompie terwyl hy jonk is, en hy sal nie van die pad, as dit scripture go, and he won't leave the path, the right path. Teach a child in the way that he should go, and he will not depart. There we go. Ek sê ook dat die Bybel ons as mense lewensmanual is. Matteus 4 vers 4 en 53 sê vir ons. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Hoor julle? Elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Elke woord wat deur die mond van God uitgaan, is in hierdie manual saamgevat. Ons sien die Bybel leer en wys my en jou hoe ons moet lewe. Wanneer ek en jy God se woord deel maak van ons lewens, sal ons besef wat se waarde dit vir my en jou inhou. En net soos die waarde wat dit vir Dawid ingehou het.
Dawid het gesê in Psalm 19 vers 10 tot 11 in die boodskap, die Here verwag dat sy kinders na hom moet luister. Gaan kyk die boodskap. Die Here verwag dat sy kinders na hom moet luister. God se wet geld vir altyd. Dit wys ons hoe om te leef soos God wil hê. Wat hy sê is reg. Sy woorde leer jou om reg en regverdig te lewe. Wat God wil hê is vir jou lewe kosbaarder as goud. Dit is baie meer werd as 'n hele hoop suiwer goud. Om God se wil te doen, bring groter vreugde as die soetste heuning wat daar is. En ek het hier geskryf, goud of geld kan nie geluk koop nie. En nou weet ek julle gaan omdraai en sê, it makes life a lot easier. Jy sien maar ek en jy draai en ons vertrou op dit. Ek en jy vertrou op daai making life easier en ons vertrou nie op God nie. Jy sien God se woord sê dat as ons sy woord gehoorsaam, sal ons gelukkig wees. Jy sê dit sê nie miskien, ons sal gelukkig wees. Die derde punt, sing lofsange aan die Here. En ons weet dat Dawid ook 'n sanger was. Hy het dit geniet om die Here te loof en te aanbid. Toe hy nog 'n skaapwagter was, kan ons in die woord gaan kyk, het hy sy harp saamgeneem en hy het musiek gespeel terwyl hy die skape opgepas het. En hy het gesing. Is ek reg, Rikus? Gaan kyk in die woord. Sien hy die Here geloof en gaan bid. En ek en jy weet weer eens dat die meeste van die psalms deur Dawid geskryf is. Dawid het hierdie psalms partykeer in die moeilikste omstandighede en partykeer in maklike omstandighede geskryf. En hy het altyd eer aan God gebring. Selfs toe Dawid koning word, het hy skaamteloos voor die Here gedans en hom geloof. Dawid was 'n koning gewees, toe hy dit nog steeds gedoen het. En ek het hier ook geskryf, ek weet nie hoe ek hierdie gaan sê nie, maar kom ek wees reguit. Julle ken my as 'n straight shooter, kan ek maar reguit wees met julle? Julle sien, ek weet dat baie van ons nie so groot geword het nie. Maar as Dawid voor die Here kom dans en sing, wie is ek en jy om dit nie te doen nie? Wie is ek en jy om dit nie te doen nie? Het julle, en ek wys nie weer op my nie, het julle my al partykeer die dop gehou? Ek het hier gevra ook, hoekom kan ek en jy nie ons hande lig? En nothing, hoor my hart baie mooi. Niks leliks nie, ek weet. Dit was vir my ook moeilik geweest, but sometimes we need to take that first step. Sometimes we need to take that first step. En ek het hier geskryf ook, en ons het dit laas week gesing, die oorwinningslied. As ons die songs luister wat Rikus hulle vanoggend gesing het, weet ek, daar's 'n paar wat nie hande gelig het, wat miskien nie so gevoel het nie. Maar hoekom as ons 'n lied sing soos die oorwinningslied en die vers sê, lig jou hande, dan lig almal hulle hande. En ek sê vir julle, iemand het al vir my gesê, want die liedjie sê ons moet dit doen. Maar hoor my hart, ek wil hê dat ek en jy, soos God na Dawid verwys word, 'n man na God of 'n vrou na God se hart toe. Dat God ons so sien. Julle sien, dis kan ek dit sê hierso.
as ons wesing, en jy dit nog nooit probeer, dat jy jou oë sal toemaak. Dat jy jou oë sal toemaak en dat jy die Heilige Gees, die Here, die geleentheid sal gee om met jou te praat. Jy weet dat jy die eerste stap sal neem en sê, Here, I'm coming this morning and I'm giving everything to you. You know who I am. Jy weet, en as jy jou oë toemaak, Nikkie, as jy jou oë toemaak, sien jy iemand? Derek, Willie, as jy jou oë toemaak, sien jy iemand? Nee, jy sien nie iemand. Jy sien as jy jou oë toemaak, spandeer jy daardie tyd met die Here. En ek wil net hê julle moet dit probeer. As ons sal kom en sê, Here, hier is ek. Neem, maak my nuut. I give everything to you. Jy sien, niemand gaan nie uitstap en sê, ja, het julle Brent gesien? Hy het net so gegaan. Hy het sy hande geklop. Hy het gedans. My boet aan my sussie, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor God. As Dawid weer koning was, dit kan doen. En hoor my hart vandag. Ek wil nie op tone trap nie, ek wil nie. En ek gaan weer terugkom na sport toe. As ek dit kan doen en cheer op by sport, why can't I do it in front of my God? Is ek so skaam, is dit die regte woord? Is ek skaam om te wys hoeveel ek vir God omgee? En sê, God is nie skaam om jou, 'n man of 'n vrou, na sy hart te doen nie. God is nie skaam vir jou, maak nie saak wie jy is nie. God is nie skaam gewees vir Dawid, wat oorspel gepleeg het, wat moord gepleeg het. God was nie skaam gewees vir hom nie. God het in sy woord gesê, 'n man na my hart. Nadat hy al hierdie dinge aangevang het. My boete en my sisse, ek en jy moet ophou om skaam te wees vir God. Jesaja 43 vers 21 in die Boodskap Bybel sê die woord vir ons. Hulle is die volk wat ek vir my bymekaar gemaak het, om my te loof en te prys. Ek kyk vanoggend, kyk ek elkeen van julle in die oë en sê, julle is God se volk, wat hy bymekaar gemaak het, om hom te loof en te aanbid. Jy sien, ons baie keer staan ons op en sê, kom ons draai terug na God toe. Ons volk, kom ons draai terug na God toe, but we are too ashamed to lift our hands and to praise God. En ek het hier geskryf ook, ek glo dat ek en jy, kind van God, deel is van God se volk. En dan leer die psalms ons hoe om die Here te loof en te prys. Ek wil graag afsluit met die volgende. Dawid het gedoen wat God van hom wou gehad het. Dawid het dit nie gesien as hierdie heavy prys om te betaal nie. Dawid het dit gedoen omdat God se woord so sê, en omdat hy dit wou doen, omdat hy het gesê, omdat ons hier wil wees. Ja, come on, let us just change it and help. Ek wil die Here loof en aanbid. Ek wil hê dat die Here my sal ken as 'n man van God. Ek wil hê dat die Here my sal ken as 'n vrou van God. Want na God se hart. Julle sien, ek en jy hierdie keuse, of as dit wil doen of nie. God het duidelike plan vir my en jou lewe. En in Efesiërs 5 vers 17 in die Boodskap Bybel sê die woord vir ons. Hoor mooi. Moenie julle lewens mors deur sonder 'n doel te leef nie. Maar maak seker hoe die Here wil hê julle moet leef. Ek en jy weet hoe die Here wil hê dat ons moet leef.
Wanneer ek en jy ten volle committed is tot God, sal sy krag deur ons lewens aan die wêreld gewys word. Wanneer ek en jy God se wil vir ons uitleef, sal ek en jy ook geken word as 'n man na God se hart, of 'n vrou na God se hart. Amen. Kom ons lê die oor. Here, baie dankie vir vandag se woord. Here, dankie dat u nie skaam oor ons nie. Here, vergewe ons waar ons nie alles vir u wil doen of bewys nie. Here, vergewe ons waar ons skaam is om te sê dat ek 'n kind van God is. Here, vergewe ons dat ons nie ons harte oopmaak. Here, laat ons sal wys dat u ons alles is. Here, my gebed vir elkeen van ons is, Here, laat ons sal na u toe terugdraai. Here, laat ons u woord sal bestudeer. Here, laat ons sal reg lewe. Here, laat ons u sal loof en aanbid. Here, laat ons nie ons hoef te skaam vir u nie. Want Here, ons weet, Lord, we know that you are an awesome God. Here, u is so lief vir ons dat u Jesus aan 'n kruis laat sterf het vir ons. Help ons. Here, help werk in ons. Dat ons sal werk daarna. Dat ons ook 'n man of 'n vrou na u hart sal wees. Help ons. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra dat as jy offerande opneem.